Deel met ons in die kosbare woord dat ons gevoed kan word. Sê aan ons dit wat hy graag wil sê. Ryk uit in ons innerlike mens en verkoop en herstel ons. Bring ons terug na die oorspronklike plek waar ons was. In Jesus naam. Ek kom vanmôre en ek bind elke aanslag van die vyand. Elke diep wat kom om te steel, te stal en te verwoes, ek breek sy ou vas in oor die vergadering, breek het in oor die platform, breek het in oor die orkes, breek het in oor die gemeente vanmôre in Jesus naam, stel het kragtig is. Bind elke ding nie so mag agter dit, Here, dryf uit dit waterlose plekke waar hy hoort in Jesus naam. Ons maak los vanmôre. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En Heilige Gees, die platform is u sin. Hierdie diens is u sin. Ryk uit en doen wat u graag wil doen, sodat Jesus Christus se naam daardeur verheerlik en geprys kan word. Ons dank u daarvoor, ons loof u daarvoor, en u kry al die eer daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here vanmôre sê, Amen, ons draai net, ons nog dank sê, seker so bly is hier vanmôre. Boodskap is dan na hierdie dinge, onthou dit, na hierdie dinge, ons sal saam lees 2 Kronieke, die 32ste hoofstuk en die eerste vers. Dit lees as volg. Luister, die Bybel sê, baie duidelik, na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid het Sanherib die koning van Assirië gekom en Juda binnengedring en die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. Luister ek weer sê, na hierdie dinge, ander woorde, hy verwys na die dinge in die vorige hoofstukke. Kyk weer, na hierdie dinge verwys hy na die dinge in die vorige hoofstukke. Verstaan die pastoor sê? Ons gaan nou kyk. Hy sê, na hierdie dinge wat hier in ons vorige hoofstukke staan, bewys van getrouheid, het Sanherib, die koning van Assirië, gekom en Juda beleer. Hy is die vyand gewees, magdom mense, magdom, 'n verskriklike groot leer wat hulle gehad het, wat hy hele area gedomineer het. En een van hulle oorlog wat hulle gevoer het hulle verloor nie. Niks verloor nie. En dit het die koning van Assirië daai boldness gegee om Juda te gaan aanval. Maar min het hy geweet dat die God van Israel is ook die God van Juda. Some dom iets, die devil like is stupid. Luister wat hy sê daar, met die doel om die vaste stede te beleer en hulle vir homself te verower. Hy wil daai hele gebied vir homself wat hy by die ander tye reg gekry het. En dis so het begin na hierdie dinge. En ek wil nie wys wat is na hierdie dinge. Nou, ons gaan nou na kyk. En ek moet hierdie gedeelte verstaan. Ek gaan 'n paar, ek wil nie sê 'n reeks nie, want elke boodskap gaan 'n ander titel hê. Klink beter, want as die mense kom by 'n reeks, wil die mense ek moet praat oor die reeks nie. Hulle soek 'n ander titel, maak nie saak dieselfde gedeelte lees nie. Solank 'n ander titel is, dan verstaan die mense dit. Verstaan. So ek gaan 'n hele paar titels uit hierdie gedeelte uit Kronieke uit gaan ek bedien oor wat vir my goddelik was. En jy weet ek hou van die Ou Testament, daar's soveel goeie, mooi, pragtige dinge wat ons daaruit kan leer. En ons moet hierdie gedeelte verstaan dat die God van Israel
is in beheer gewees van sy volk, al was hulle heeltemal van koers af. Israel is op die spesifieke oomblik nie die regte plek in Israel, praat ek van self. Nou wat interessant is, jy gaan kyk, jy 'n studie gemaak, is dat baie keer praat hulle van Israel, die koning van Israel, maar praat ek van die koning van Juda. Nou baie keer die koning van Juda 'n paar jaar geregeer as 'n koning, die koning van Israel ook. Maar baie keer was daar 'n ander koning van Israel, wat dan heeltemal die volk van God op 'n ander pad geneem het. En dan die koning van Juda het weer die regte ding gedoen, verstaan? So, is goed om 'n studie te gaan doen en gaan sien, wanneer daar gepraat word van die koning van Israel, wanneer daar gepraat word van die koning van Juda. Nou, as ons hier by ons gedeelte kom, was hierdie konings gedoen by hy kom. Hy was vir 'n ruk was hy ook die koning van Israel, maar hy was eintlik die koning van Juda. En waar ek vanmôre oor gaan praat is oor die konings van Juda, wat in daai tyd gebeur het. En wat hulle gedoen het, in plaas van om die aangesig van God te soek, het hulle afgedwaal. Hulle het, in plaas van dat die leiers, die volk, sou leer en leef na die vrese van God, volgens sy instruksies en wette, het hulle nie gedoen nie. Hulle het die teenoorgestelde gedoen. Hulle het die volk gevat en hulle geleer om afgode te aanbid. Om in plaas van voor die God van Israel te gaan buig, het hulle voor 'n tweede ding gaan buig. In plaas van om voor die lewende heilige God van Israel te buig, het hulle voor 'n tweede ding. Wie ek het gehuil vanmôre die ding weer lees. Ek kan dit nie glo. Ek kan dit nie glo. Mense, dit gaan vandag presies dieselfde. Dit gaan net so in ons land vandag. Waar ek sien, letterlik sien, aan my gees voel, hoe God die Vader wag vir sy volk, om hulle offers te kom doen op die hoogtes wat hy gewoond was, en hulle kom bring offers aan 'n dooie klip, wat nie kan praat nie. Ons sal naby kom. Want luister wat pastoor sê vanmôre. Ek wil 'n bietjie agtergrond gee om die verstaan hoe ek dit sê. En ek gaan miskien skrik as ek dit gaan sê vanmôre. Uit die 392 jaar van Salomo se koningskap, van hoofstuk 1 van 2 Kronieke, 2 Kronieke hoofstuk 1, het Salomo se koningskap begin. Tot en met die tyd van Sedekia, as koning by 2 Kronieke 36:11, was daar 13 konings wat goddeloos was. En was daar 8, toe was 21 konings gewees, so 13 konings was goddeloos, en 8 wat volgens die vrese van God gewandel en die volk ooreenkomstig gelei het. Ons verstaan nie wat se impak dit gehad het op God se volk nie. Dat die seun in dieselfde bloed, van dieselfde bloed is van die Vader, en geleer was om God te aanbid, en geleer was om tempel toe te gaan, en geleer was om God op te lig, en die God van Israel te vrees, en gehoor het wat die God van Israel gedoen het, vir hulle voorvaders, dieselfde seun en dieselfde, van dieselfde bloed afkomstig is, kom maar hy koning wil hulle dra die hele ding om, en hy gaan die teenoorgestelde rigting aanbid, afgode, in plaas van God, die God van Israel. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. So 13 was goddeloos. 8 wat volgens die vrese van God gewandel het. Luister mooi. Uit al die jare het God sy volk, God se volk vir 303 jaar die regte ding gedoen. 392 dae. En volgens sy wette het hulle gewandel. Maar vir die 90 jaar, amper 'n eeu lank, was hulle aan die verkeerde kant van die woord van die Here. Hoeveel geslagte as jy vat,
'n geslag, my tyd ons nou 'n bietjie nou nader kom, is nie so lank nie, as in die begin van die Bybel nie, vat 'n geslag 40 jaar, plus minus. So 2 geslagte, bietjie meer as 2 geslagte. Al die kinders wat uitgebore word, daardie tyd, word grootgemaak volgens die wette en rituele van okkult. Uit weer die volgende klomp, so dit word vermenigvuldig reg deur, in die tyd wanneer die regte koning weer in diens kom en hy sy koningskap opneem, en wat se werk het hy man om al die dinge te breek, en God se volk weer terug te bring, en hulle te wys dat die God van Israel leef nog, hy bestaan nog, hy het nie verander nie, hy is nog dieselfde God, hy haat sonde, maar hy het nie sondaar lief. Kom ek wys iets nog 'n bietjie verder vanmôre. Dit het my getref hoor. Samuel kom in die begin in die vrese van God. Kry wysheid van God af. Hy sê, Here, al wat ek soek is wysheid van U af. Om my volk te lei, agter die mense te kyk. En die Here gee hom nie wysheid nie, hy gee hom alles wat hy eintlik nie is gevolg van die ryk hom ingesluit en hy word van die rykste konings in daardie tyd. Van die tyd was hy die rykste koning gewees. Dat mense van buite af, van Egipte en allerlei plekke af, het hulle gekom om te kom luister na Salomo se wysheid, en wat hulle saamgebring het was net goud en silwer en alle enige stedes, en hulle het begin ophoop daar. Hy het meer gehad, ek het nou gepraat, ek het vir wie gesê, ek weet nie hoeveel triljoen in ons randwaarde was sy daaglikse inkomste gewees nie. En ons het randwaarde bereken. Hy het alles gehad wat sy hart kon begeer. En op een na wat gebeur? Hy vat te veel vroue, hy kry van by vroue by, in plaas om na die stem van God te luister, en God se volk onderrig, en te lei in die vrese van God, begin hy afgode tempels bou, altare bou, en hy val terug. Ja. Gaan so 'n bietjie verder. Tweede koning en derde koning, gaan kyk daar wat dit is. Die kan die hele kronieke deel is 2 kronieke. Was goddeloos. Soek die 6ste, 7de en 8ste koning was goddeloos. Dan kyk waar gaan dit al aan. Hoe lang vat jy na al daai dinge gebeur het om daai volk weer terug te kry sê? Hoor jy nou trek ons sê luister en nou luister wat ons sê. Julle maak 'n groot fout, julle gaan die vrugte pluk daarvan. Die 9de, die 10de en die 11de het reg begin, maar toe teruggeval. Spring weg met 'n spoed, doen wat die woord sê, doen wat God se wette sê, maar agterna word hulle ook ingetrek. Weet jy, ek wil weer vir u sê, dat die krag van sonde, ons besef nie wat se krag daar in sonde is nie. Ons besef nie dit wat die vyand gebruik, wat se aantrekkingskrag dit het, wat die mens wegtrek van die dinge van God af nie. Dis hoe die Bybel ons leer, gee aan hom geen plek nie. Nie is jou pinkie nie. Godsmanne, wat die stem van God gehoor het, wat hom geluister het, wat aan die profete geluister het, wat in die tempels God geaanbid het, op die einde van die dag gooi alles neer, hulle verloor alles, hulle gaan en aanbid het, tweede ding. Dertiende was goddeloos, 14de was goddeloos. En hier die 14 en 13de het later tot die aangesig van God gaan soek en tot bekering gekom, maar die teenoorgestelde was, wat ons baie min kry daar. En bekering in die Ou Testament beteken, ek turn from your wicked ways. Dis wat beteken. In die Ou Testament beteken bekering, turn from your wicked ways. Maar in die Nuwe Testament beteken dit turn around.
In die Ou Testament sê dit daar, turn from your wicked ways, ek gaan vir jou nou wys daar. Nuwe Testament beteken turn around. Dan ook die 14de, 16de, 17de, 18de koning was ook goddeloos. Was rof. Weet jy, die Bybel sê dat die Here stap aan en hy stel af. Was 'n tyd gewees toe die profete opgehou, daar was niks in die Bybel lees, dan sê hy die lamp van God was sy vlam het verdof. Die lamp het nie meer bestaan. Daar het nie meer lig gewees. Die geestelike storie was geen lig, daar was niks. En die Bybel sê dat elke persoon het gedoen wat hy dink goed is. Hoe dink jy het gegaan op hy tyd? Ek dink is goed om so te doen, ek dink is goed so, en elke persoon doen, so is heeltemal chaos gewees, en toe kom die rigters, en God stel die rigters aan. Sy instelling van God gewees, dan moet iemand wees om agter sy volk te kyk, dis vandag, daar moet 'n regering wees. Dis 'n instelling van God daaruit, dis 'n instelling daar ook law and order moet wees, dis 'n instelling van God af. Wat gebeur? En daai hele klomp uitkom, die tweede punt wat ek wil maak, word Hiskia, word koning. Die selfde Hiskia wat van lees aan die boek Konings wat so siek word, of siek geword het, is dieselfde man. Hiskia word koning na die afsterwe van sy vader Agas, en Agas het net so verkeerde dinge gedoen. En hy word koning by ouderdom van 25 jaar. Luister wat die Bybel sê. En die Bybel sê, Hiskia het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy voorvader Dawid gedoen het. Jy moet gaan lees daar, glo jy opgelet nie. As daar koning verkeerd gedoen het, hy sal wel begrawe gewees het in die stad, maar hy sal nie begrawe gewees het in die, kan ek sê, die begraafplaas waar die konings begrawe geword het nie. Hulle het geweier. Hy sal in die stad van Dawid begrawe word, maar nie selfde begraafplaas nie, om ergens begrawe het, as hy gefouteerd het, wat het hom gesien, as iemand wat die Here getrop het, as ek mag sê, weggestoot het, afgehaak het. En hy word en doen dit wat God vir hom sê, net soos sy voorvader Dawid gedoen het, doen hy. Nou kom ons daar, en die heel eerste ding, nou praat ek van die dinge, nou met ons praat daarvan, wat die woordstap daar sê vir ons, na hierdie dinge, praat nou van die dinge, die heel eerste ding van die dinge, wat hy doen, wat Hiskia doen, luister het my getref, was om die tempeldeure van die tempel van die huis van die Here oop te maak. Mense, dit het my getref. So vir jare, kom ek met soetjie verstaan, het spinnerak in die deure toegespin. Geen persoon was bereid en het lus gehad om die tempel in te stap om God te aanbid nie. Geen persoon het het lus gehad om van die naam van die God van Israel te praat nie. En die hele eerste ding wat hy doen, hy herstel die huis, die tempel, of die huis van die Here herstel hy. Hy maak die deur oop en herstel het. So Israel, die God van Israel, glad nie aanbid nie. En luister, hy praat van die huis van die Here. Hy praat van die huis van die Here. En weet jy wat by my opkom? Ek praat daarvan. Dat hoeveel tempels vandag in ons tyd is geestelik toe. Want die gees van die Here word nie daar verwelkom nie. En geestelik gesproke is daai deure toegespin met spinnerakke. Daar gaan duisende mense sê, ek gaan vir jou wys daar, maak nie saak nie. Maar as die gees van God nie toelaat in die huis van die Here nie,
kyk jy wel uit deur 'n sluit wat daar gaan niks gebeur nie. Al is dat jy duisende mense kom in leeg en hulle stap uit leeg. Dis 'n kerk waar ons is vandag. En baie is dit nie die huis van die Here nie. Want as die huis van die Here is, sal jy die Heilige Gees toelaat in die huis van die Here. Luister, gaan nie oor getalle nie. Hoor op as dit vanmôre sê. Luister wat ek sê van luister dit en my hart oor vanmôre. Some churches are jam-packed. But spiritually empty because the Holy Spirit is not welcome. Meaning that while certain churches may be filled with attendees, they lack spiritual vitality due to the absence or exclusion of the Holy Spirit's presence. Wie my troep is, Here, help ons. Ons so vasgevang oor sekere ding, maar ons dan kyk elke dag die fisiese ding, dat ons nie na die geestelike kant kyk nie. Want elke persoon wat elke persoon, of wat nou klein is of groot is of oud is, maak nie saak nie. Elke persoon wat in 'n diens instap, behoort iets uit die diens uit te ontvang. Ek doen, in die week doen ek 'n memorial diens Vrydag was dit geweest. Ja, NG Kerk, jy sê waar dit is. Dat ek stap sê vir die persoon, ek sê, ek is die Here, dit wys nie, hulle het hulle manier van Here dien. Maar ek sê, ek kan so kerk moet groot word, ek sal geestelik doodgaan daar binne. Ek sal geestelik doodgaan. Is 'n ritueel wat gevolg word, so daar word nie opening geskep vir alhoewel daar van die Heilige Gees praat, word die opening geskep, die Heilige Gees begin vloei, hulle blokkeer, hulle blok, hulle sit in plaas die Heilige Gees in 'n boks, hy sit in buite en sê, wag dat ons klaar is. Die kerke wat daar duisende mense het, wat 3 tot 4 dienste op naweek het, wat feier dat die gawes opereer in 'n diens. Word van die plan van hom ook gesê, jy mag nie die gawes bedien nie, want ons spesiale mense wat kom kuier vanmôre. Luister, die volk van God het nie na die hoogtes gegaan om by die God van Israel te aanbid en om te offer nie. Maar in plaas van dat hulle opgegaan na die hoogtes toe en het hulle aan 'n dooie, koue, sonder asemstuk klip of boomstomp het hulle wierook gebring en offers gebring en daardie ding geaanbid en voor hom neergeval. Wat hulle glad nie geantwoord nie as hulle gebid het of uitgeroep het nie. So 'n dooie stuk klip. En dis wat my getref het. Die Here wag vir hom op die hoogtes. Dis hoe sê die vyand is 'n copycat. God sit vir die tempels was op die hoogtes gebou. Nou kom hulle bou sy tempels op die hoogtes. God se offers was op die hoogtes gebring. Nou bring hy sy hoogtes en sy offers ook op die hoogtes. God se altaar was op die hoogtes gebou. Nou kom bou sy al vuil demoniese altare ook op die hoogtes. En wat sien ek? Ek sien 'n God wat neerkyk met 'n hart wat seer is toe sy volk op daai berg klim na die hoogtes waar hulle offer en in plaas van hom te offer vir hom, offer hulle 'n dooie God wat niks kan doen nie. Nothing. Kan niks doen nie. En ek wil vanmôre die vraag vra vir elke wat hier is, wie aanbid jy? Wie aanbid jy? Wie aanbid jy my broertjie, my sussie? Aanbid jy die eie? 'n 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 'n
Aanbid jy 'n stubborn person inside of you. Aanbid jy jou weelde. Aanbid jy jou sondes. Aanbid jy jou status, jou pragtige kerk, of aanbid jy die enigste lewende en heilige God van die hemel en die aarde, die God van Israel, wat ook jou God en my God is, en jou Vader en my Vader is. Wie aanbid jy? Aanbid jy hom met jou hele hart, of wie aanbid jy vanmôre? En die tweede wat hierdie man doen, hierdie godsman, hy gee opdrag, luister mooi, dat die priesters en die leviete hulle eerste moet gaan heilig. En direk daarna om na die huis van die Here te gaan, en hy sê die woorde vir hulle, luister wat hy sê vir hulle sê, bring al die onreinheid uit die heiligdom uit. Nou, kyk vir pastors vanmôre. Ek vra nou die vraag, dink jy God het verander van die Ou Testament tot die Nuwe Testament? Stil is hy. Stil is hy. Hy sê vir ander woorde, dit is presies dieselfde. Wat so onheiligheid bring ons in ons huise? Wat so onheiligheid hou ons in ons huise? Wat so onheiligheid aanbid ons? Wat heiligheid laat ons toe, dit is dinge wat hulle moes gaan uithaal, waaraan die konings gevat het, wat goddeloos was, wat gebruik was, om partytjies te hou, en wyn in te gooi, en allerlei goede, en dan te vat, en met 'n spog moes hulle gaan uithaal, dit was onheilig. In 'n heilige huis van God was dit onheilig, en het gesê, gaan haal daai goed uit die tempel uit, ons gaan nou die deur oopmaak van die tempel, ons gaan die tempel skoonmaak, begin by julle priesters, begin by julle leviete, en dan beweeg ons binne toe, ons maak die tempel in die huis van God skoon van die onheilighede wat daar is. Alles. Alle tyd sê hy. En ek lees dit so terug gelees, hy gestuk daar. En die priesters gaan binne eerste. Priesters het tempeldiens gedoen, waar die leviete worship gedoen het. Die priesters het offers gebring, waar die leviete by gehelp het, maar hulle was ook, jy geweet dat die leviete wagters was, die wagters wat buite gestaan, wagters op die muur was leviete, was nie met hier jy gewees nie, hoor. Hulle kon veg, hulle kon trompet blaas, hulle kon sing, hulle kon musiekinstrumente bespeel, die leviete. Was spesiale mense wat God gebruik het, om 'n sekere taak te verrig, en God het dit geniet, van die trompette blaas, en die shofars blaas, en hulle met 'n volle stem, ons sing nog sag, met 'n volle stem het hulle gesing, en Dawid dans so, met so geweld as hy vrokkie afval. Luister, en hulle vat die priesters, gaan al het uit die tempel uit. Luister mooi. Hulle vat tot in die voorportaal, en dit is opgedeel verskillende, jy het jou voorportaal, het jou heilige tyd, 'n plekkie, en dat jy allerheiligste, waar die ark gewoonlik gestaan het. So hulle vat dit by die voorportaal, daar het gewoonlik jou hande gewas, en daar jou sonde beleid skoon gemaak, en daar was 'n altaarmens waar jy goed kon offer, dis die plekkie wat die Here nog sê, kom so toe, doen jy dit. Dit kon nie verder gaan as dit is jy jouself geheilig het. Jy moes bely het, jy moes die sondes bely, jy moes dinge reggemaak het, dan kon jy inbeweeg na die heiligste toe, en daar kon jy, maar net die priesters kon oorbeweeg na die allerheiligste toe. Verstaan? Wat gebeur? Hulle vat daai klomp goed, hulle gekry, alles wat hulle het, en hulle vat tot by die voorportaal, dit is nou die priesters, hulle sit dit in deur, en die leviete kom.
En hulle vat dit nou weer, toe die Lewiete wat by die stam van Levi uit, né? Spesiale groep mense. Vat dit daar en wat betref, wat my regtig betref het, hulle vat dit aan die spruits, wat genoem word, ek wil gou vir die naam kry, spruit Kidron, is in die Bybel, spruit Kidron. En dan geslaan na wat Kidron beteken dalk. Wat duisternis gaan werp hulle in die duisternis in. Hulle gee nie vir iemand anders nie. Ek het nou 'n mooi pot wat ek ontstaan moet raak, en is 'n Chinese pot, of wat ook al, wat nie goed is nie, ander religies op 'n plaas, dan wil jy vir jou maatjie gaan gee. Slaat op stukke. Verbrand dit. Duisternis moet saam met duisternis gaan. Nie saam met lig. En dis wat hulle vat al daai goed, hulle gaan gooi in die Kidron rivier in. Duisternis by duisternis. Dis die Lewiete. Dis hulle werk gewees, en hulle 8 dae wat plus is, dink ek om dit te doen, alles rein te kry, hulle self rein te kry, alles reg te kry, en in die tempel reg te kry. Luister wat hy sê daar, dit is in Engels daar. Then he said to them, Levites, listen to me. Now consecrate, dedicate yourselves and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and get the filth, you know it's filth, of idol worship out of the holy place. Dis filth. Daar God staan nie langs die ark nie. En die ark staan nie as dag, ook even met dag wat gebeur toe naam het, hy val eers om en toe wie opstap, toe val het in sy kop later weg. Verstaan? Dit meen nie, hy sê daar, get the filth out of idol worship, out of the holy place. For our fathers have been unfaithful and have done evil in the sight of the Lord our God, and they have abandoned him and have turned their faces away from him. Dis verskriklik. Weet jy, kyk die boekie Sewe gelees, daai boek is 'n pragtige boek. Hulle staan daar en die Here sê vir Sewe, hy sê kyk hierdie gat in die muur. Hy sien 'n visioen. Kyk net die gat in die muur. By die Kebab rivier. Kyk net die gat in die muur. En hy kyk die gat in die muur. Wat sien hy? Skoon. Aan die binnekant staan God se volk. Met hulle aangesig na die son toe, met hulle hand uitgestrek, en dan bid die son God. Met hulle rug na God toe. Hy het tussen hulle groot geword, hy saam met hulle in ballingskap het nooit gewys, tot die Here die skuld van sy honing afval het, en vir hom gewys het wat aangaan in die middel van sy volk. Dis presies wat hier gebeur het, dat hulle rug op God gedraai, en hulle aangesig gedraai na die afgode toe. Baie keer, en wat is 'n afgod? Ek sê al, afgod is iets wat jy bo kan God kies. Iets wat jy bo kan God plaas, is 'n afgod in jou lewe. En baie mense het geld, baie is dit, maar ek sê dit, ons moet versigtig wees. Weet jy wat hy sê? Have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and have turned their backs toward him. They have also closed the doors of the temple porch and put out the lamps. Verskriklik. Wie daar, die Bybel sê, so moet 'n gerookte lamp uitblus nie. Nooit 'n geknakte riet sal uitbreek nie. Daar was nie so 'n rookie in daai tempel gehuis van God gewees nie. So was niks, alles was mors dood gewees. Dis soos baie kerke gaan mors dood. And they have not burned incense, nor offered burnt offerings in the holy place to the God of Israel. Ja. Hoe lyk sommige kerke vandag? Die vraag wat ek vra, hoe lyk sommige huise vandag? Sonder die geestelike priester en levietskap. Wat die Here van elke hoof van die huis verwag, en wat hy kan doen, en net hy kan doen, en nie die vrou nie. Die man moet dit doen.
En die priester en Lewiet loop saam, en hy help mekaar, jy kyk die Ou Testament, al verskillende pligte vir mekaar, het hulle mekaar ondersteun. Luister, die Lewiet is 'n afstammeling van die stam van Lewi. Is in die Ou Testament afgesonder. Vir heilige diens aan God, hulle het hoofsaaklik die priesters, ook die afstand van Aaron, bygestaan in die tabernakel, later in die tempel. Hulle pligte was uiteenlopend en van kardinale belang vir Israel se aanbidding en godsdienstige lewe. Net so moet ons wees in ons huise, in ons eie lewens ook. Al twee daarin, priesters en levietskap, is nodig in 'n huis, nodig in 'n kerk. Derde ding, hoofletter sê ek ding, wat is jy doen? Hy bring die sondeoffers vir die aangesig van God. Kyk wat hy doen, hy begin waar hy begin, hè. Die God van Israel, omdat hulle en die voorvaders verkeerd gedoen en gesondigheid in die oë van die Here. En wat vir my mooi is, hy sê nie ons voor, hy sê ons. Nehemia het dieselfde gesê. Hy gaan om God se volk te vat na 'n plek waar hulle God kan aanbid en te wys dat God leef. Hy sluit homself en hy sê, ons het gesondig teenoor U. Hy staan aan die een kant by die wal soos die bos ek en niks verkeerd gedoen. Hy sê nie, ons het gesondig teen die God van Israel. Hy kom en hy sê, ons het gesondig teen die God van Israel. Ons voorvaders het gesondig teen die God van Israel. Bring 'n sondeoffer. Sondeoffer is wat jy bring, is net so belangrik as belydenis van ons sondes. Mense glo daaraan. Hy sê, God is getrou en regverdig, maar ons vergewe vir al ons sondes en reinig van ons ongeregtighede. Die woord sê, belydenis van sondes se moed. Dis 'n opdrag van die Here af. Sonde maak deure toe. Sonde breek jy kommunikasie met die Here. Sonde veroorsaak onmin. Sonde vat jou weg van die dinge van God af. Sonde vat jou lustig om God te dien. Dis belangrik, dis die sonde bely is belangrik. Sê jy wag tot môre nie, het môre vergeet wat jy vandag gedoen het. Die oomblik jy iets verkeerd sê, eers die oomblik wat jy iets verkeerd dink, die oomblik wat jy iets verkeerd doen, vra jy al vergifnis. Skoon. Nie môre is te laat. Môre is definitief te laat. So dat eers die sondeoffer gebring, is die derde ding wat hy doen. En die vierde ding hoofletter wat hy doen daar. Hulle offer die brandoffers en lofoffers vir die aangesig van die God van Israel. Brandoffers, maar dieselfde as die sondeoffers, waar hier 'n dier, luister mooi, 'n hele dier aan God geoffer word. Nou, as ek sê belydenis, gaan dit gepaard met berou. Dit sê van ek breek belydenis. As ek die Here om vergifnis vra en ek het berou oor wat ek gedoen het, dan breek ek met dit. Dan kan ek sê, my alles is op die altaar, maar jy kan sê my alles op die altaar, as jy bring dit te breek met sonde nie. Hallo? En dan wil jy ook verseker weet, as jy vir die Here vra, my alles is op die altaar, en die Here gaan jou gaan toets, of jy alles op die altaar is. Excuse. Daar gaan maar aan, duivel, die boodskap sal klaar maak. Alles op die altaar. So belydenis is gaan gepaard met berou. En is nodig dat ons sondes bely. Dat ons slaap raak en laat staan. So die
Brandoffers of sonoffer is dan 'n hele dier word aan God geoffer. Die hele dier net so word aan God geoffer as 'n sondoffer. Hy soek my als, hy soek my hele wese. Wat sê Paulus? Hy sê ons moet onberustig bewaar word. Ons gees is dit soos Efesiërs 5 vers 23. Ons gees, siel, liggaam onberustig bewaar word tot by die wederkoms van Jesus Christus. Nie net my innerlike mens nie, my liggaam ook. Onberustig bewaar word tot by die wederkoms van Christus. So wat ek sê, my alles sê, ek gee my heeltemal vir die Here. Ek is bereid om te doen wat hy vir my sê om te doen. My hele offer is daar. Dan kom hy, en dis uit by die sonoffer op die plat, dan kom hy by die lofoffers. Die lofoffers is soos 'n vredeoffer wat ek bring, wat ek nou gedoen, sodat hulle sonoffers gebring en bely en reggemaak by die God van Israel, om my vloek te breek. Onthou sonde se vloek. As jy nie bely nie, kom maak die duiwel sy asblik leeg op my plek. Ek het altyd gewonder, hoe kan jy 'n vliegtuig reg, of 'n brommer reg, jy 'n stuk vleis, is nie 'n brom in, jy hoor nie eens 'n brom maar rondvlieg nie. 'n brommetjie, 'n vliegetjie. Sê hy 'n stuk vleis daaronder kom pak en daai waar kom hulle vandaan? Selfs dat hy kom by sonde. Hy weet dat dinge verkeerd is. So dit wil ek vir sê van die energiestraal wat uitgaan in die gedagtes en duidelik daaroor gepraat daarvan. Verskillende kleure. As jy sekere ding dink, as dit energiestrale wat in jou gedagtes gaan, en dis wat ek optel in die gees is reël. Die verskillende kleure van dit sê vir hom wat in jou gedagtes is. Ek kan jou gedagtes lees nie, maar dit sê wat in jou gedagtes is. Dit trek brommers. Onvergewensgesindheid, sonde trek brommers. En hulle kom en hulle bring daar die offer. Die offer kom hulle met dit staan eintlik as 'n vredesoffer wat gebring word omdat hulle dankbaar is. En hulle dankbaarheid wat betoon teenoor God en wat uitspreek 'n verseëling en verlossing. En daar bring hulle 'n dier wat hulle het, hulle kan 'n tortellyf bring, of enige iets bring daar, dan vat hulle die dier, hulle slag die dier en dit sal met ongegiste of gegiste brood. En die gedeeltes, sekere gedeeltes word op die altaar verbrand en dan die res word gedeel tussen die priesters in die offeraltaar. Met ander woorde, hulle sal miskien, kom ek noem 'n voorbeeld wat ek al gelees het, hulle sal miskien die band van die bees vat en vir die priesters gee. Wat wet was, jy sorg nie vir die priester van jou offer bring. Wat wet was. So die band kan die priester, dan kan hy die ander stukke wat is, kan hy die vetstukke en alles saam sit, en dit gebruik as 'n reukoffer op, maar hulle gebruik dit dan daar as 'n lofoffer, net maar vir die Here. Dankbaarheid te betoon en vir die Here sê, dankie Here, u het my gespaar. Dankie Here, ek is gesond. Dankie dat ek deur daai ding gekom het. Dankbaarheid betoon. Leer dit saam met ongesuurde brood of gesuurde brood. Dis waar reg Christus vandaan kom. En dikwels in die gemeenskaplike maaltyd word dit gebruik, so die vleis moes op dieselfde dag geëet word. Kan nie, sal hulle daar vat en dan 'n stukkie hou vir môre vir takeaways nie. As jy daai offer bring, moet alles klaar geëet word. Met rug jy terug na die boek Genesis, Exodus, wat gebeur daar, toe hulle lam geslag het vir die huisgesin. Wat hulle gedoen? Hulle het staande gedoen. Hier moes dit 'n haastige ding. Hulle moes 'n haastige ding doen. Hulle moes haastig vir Here sê dankie en haastig vir hom sê ons waardeer U. Nie traag my agtig, nie haastig en sê Here, ek merk op U het my gespaar. Ek merk op U het goed vir my gedoen. Ek merk op U is baie goed. Haastig moes hulle doen. By die trek moes hulle gaan staan. Hulle beskaal heupe om God. En heupe om God beteken wat hulle daar beteken. Hulle trek hulle kleed op. Hulle kleed moes gehad tot hulle voete. As jy loop kan jy vasstap, as jy hardloop kan jy vasstap. Trek hulle kleed tot banke vas met die gordel. En dan kan hulle beweeg.
Alles bygaan, wat hulle swaar gaan, maak nie saak, maar al die ander dinge bygaan. Hulle was reg, die Here het hulle opdrag gegee. As jy die paaslam eet, 'n paaslam eet vir 'n huisgesin, doen jy dit haastig. Maar as daai man bykom en is nog binne daai plek waar hy gevang is, dan is dit verby. Jy doen dit haastig en haastig trek jy. As jy nog tyd om jou jewelry te gaan soek nie, as jy nog tyd om ander goed te gaan pak nie, moet dit lank al gedoen het en hulle het verbygegaan, hulle het dat arme gekom en ryk uitbeweeg, né? Nou Egiptenaars het goed gevat, jy ons het dit gegee. Bly om ontslae te raak van die mense. Hulle weggestuur. Maar hulle moes haastig trek en dit is presies wat sy hierso sê hulle gedoen het daar. Hulle moes dit haastig doen. Nou. Dis ons offer wat ons aan hom bring. Dis die Here is dankbaar. Of dit nou finansiëel is, of dit nou enigiets wat jy offer bring om vir die Here te sê, Here, ek is ewig dankbaar wat U vir my gedoen het. Maar ook nou die tweede plek daar, wat belangrik is, wat doen jy aan jou broer en jou suster? Dat is daar gedeel, né? Wat doen jy, broer en suster? Hoe hanteer jy? Wat doen jy wat goed is, wat God kan raak sien wie doen vir hulle? Maar wat doen jy? En dis belangrik mense dat hulle offersluit dit ook in, dat ons broers en ons susters reg hanteer. Teenoor ander moet reg wees, ons offers moet reg wees, en dit alleenlik dat dit reg is, kan dit aanvaar word. Dit kan aanvaar word as my offers reg is, as my motief reg is, kan dit aanvaar word, anders sal dit afgewys wat ongehoord gaan dit nie aanvaar nie. En hier weer eens skiet ons ver te kort. Vyfde ding wat ons keer gedoen het. Ek stap aan, amper klaar. Look die batterij daar, Michael. Is dit nog right? Amper klaar. Okay. Vyfde ding wat ons keer gedoen het. Dit is belangrik in die bedoel vanmorgen. Hy laat briewe opstel. Hy laat briewe skryf. Hy stuur hierdie briewe uit oor die hele Israel. Hy het hardlopers gebruik in die tyd om die briewe uit te vat. Hy stuur dit uit oor die hele Israel. Die luister mooi wat Pastor Smor sê, die hoofthema, ons praat oor die dinge wat hy gedoen het voor ons hoofstuk te dan, né? Die hoofthema van die brief lees. Kom na die huis van die Here om die Pasga tot eer van die Here, die God van Israel, te hou. As ek vir jou sê, ons gaan nou 1 keer per jaar nagmaal hou, hoe gaan julle voel? Daar het dit glad nie gehou nie. Dat glad nie God geëer, glad nie God dankie gesê, glad niks gedoen, die Pasga te hou en die God van die Israel dankie te sê, wat hy vir hulle voorvaders gedoen het nie. Zero. En dis gesê, ons sal dit inbring, ons sal dit herstel, want ons is reg om dit te doen. En saam met dit, gekoppel aan daai brief was die volgende, en dit by getref hierdie. Luister wat hy skryf daar, of laat skryf. Hy sê, kinders van Israel, bekeer julle. Wat help het ek herstel die tempel? Wat help ek al die onheiligheid in die tempel uit? Wat help het ek al die Pasga? Wat help ek doen al daardie ding wat God my gevra het om te doen? Ek doen goed, ek doen my offers, ek gee my ding. Wat help ek dit? Ek doen dit, maar ek bekeer my nie. Turn from your wicked ways. Luister wat hy sê. En verhard julle hart, nie soos julle vaders nie. Gee die Here die hand, met ander woorde, vat sy hand, ek so sê, en skud sy hand, as die woord mag gebruik. En kom na sy heiligdom wat hy vir ewig geheilig het. En dien die Here julle God
dat sy toorngloed van ons afgewend kan word. Die enigste manier om daai ding te breek, die enigste manier om die lewe reg te kry, die enigste manier om daai bande en kettinge oor die lewe te laat val, is nommer 1, bely. In die tweede plek, bekeer jou, gaan terug na die Here toe, gaan vra om vergifnis, vra die Here om jou te help, vra die Here om die pad te hou, bely jou sondes, raak ontslae van dit, het berou oor dit en breek met dit. Draai jou rug op sonde en jou aangesig terug na God toe. Ja. En ek sluit met die woorde. Daar is nog 'n paar wat ek volgende week gaan noem vir ons kom by die kern van ons boodskap. Want onthou die ding wat hy noem daar, die dinge hoofletter, was die trigger gewees vir die vyand om te gebruik om sy God se volk aan te val. Die boodskap wat die woord neergestuur het in die week wat ek terug lang gepreek het, wat gebeur na die oorwinning? Wat gebeur na die oorwinning? Geluister, wat gebeur na die oorwinning? Jy oorwin, jy het oorwinning gesmaak, alles, maar jy weet nooit die duiwel wag nie om jou hoek nie. Dan laat jou skuld sak. Alles is nou so by. Ek kan my skuld nou nie glad nie laat sak nie. Ek self. Ek moet nou meer bid as ek het voor u gebid het. Ek moet meer betrokke wees in die woord en ek moet meer dinge doen. Ek moet my skuld optel elke dag. Ek kan nie dat sak en sê, Here my genees en ek gaan met ek moet my skuld optel elke dag. Luister wat hy sê, ek gaan nie met slechte skrifgedeelte, Spreuke 29 vers 1, ek sluit hiermee. 'n man wat bestraf is en sy nek verraad, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is. Hoe ek sê dit weer, 'n man wat bestraf is en sy nek verraad, sal onvoorsiens verbreek word sonder dat daar genesing is. En wat Hizkia vir hulle sê, moet nie so hardkoppig wees soos julle vaders nie. Ja, maar jy weet, my kind is hardkoppig uit sy pa se brein en pa se geaardheid. Nee. Kan nie werk nie. As sekere karaktertrekke van die ouers wat in die kinders is, maar ek sê laas en ek hoor jy sê, as die verkeerde karaktertrek opkom in jou kind se lewe, wat jy in jou lewe ervaar het en wat jy gedoen het, dan bid jy vir hy kind van jou. Breek daardie ding onmiddellik oor hy kind. Nie sê, ag, ek cute as hy en hy doen wat sy pa gedoen het nie. Of hy doen wat sy ma gedoen. Nee. Kanselleer baie dinge, want het gaan dieselfde word, jy wil nie meer jy kan myself wees as wat jy was nie. Kom nou mense, praat met my. Doen iets. Luister hier, en ek gaan nie meer tyd. Die Hebreëse woord vir bestraf, in hierdie vers beteken regstellende lering. Regstellende lering. En die woord vir sonder genesing hier is die woord die marpe, M-A-R-P-E. Wat beteken sonder geneesmiddel, beteken sonder enige kans op verlossing. Soos jy jou nek verraad, as daar geen kans agterna vir wat? Genesing nie. Nog 'n chance. Hierdie vers sê vir ons dat hardheid van die hart kom deur waarskuwings, herhaaldelike dinge wat 'n mens verwerp, op sy stoot van bearbeidings van die waarheid, en tweedens sê dit ook vir ons, dat met verloop van tyd word so 'n hardheid onmoontlik om te genees. Sonde maak jou hart. En wanneer sonde jou hart verraad, kan jy op 'n persoon se gesig sien. So wie die mense van die dikwelste hierdie waarskuwings hoor. So wie is die mense wat die dikwelste hierdie waarskuwings hoor?
Hulle is vermeende Christene, diegene wat in God se huis sit en luister na preke wat teregwys in elke week. Die tragiese waarheid is dat ten spyte daarvan dat hulle vurige boodskappe in die hemel hoor, doen menigtes van Christene nie wat hulle hoor nie, hulle doen niks omtrent dit nie, hulle gaan net aan met hulle storie. Hulle weier om God in 'n sekere gebied van hulle lewens toe te laat. En terwyl hulle aanhou te hoor sonder om te luister, begin daar 'n hardheid op hulle pos vat. Op die ouens sal hulle afgesny word sonder hoop en ooit om herstelling te ontvang. Dis waar hart, want dit is wel die woord wat die woord sê, waar in hart. En sommige van die volk het daarop gereageer in die Bybel, na die brief aan Jerusalem gegaan, dat sê ons gaan tempel toe, ons gaan soet, ons God aanbid, ons gaan regmaak, ons offers bring, ek moet bely, ek moet my saak regmaak, maar 'n ander klomp in Ephraim, in die Bybel sê in Manasse, het hulle uitgelag, met hulle gespot. So hier is koekos die boer. Hoekom moet ek my keer? Hoekom moet ek regmaak? Hoekom moet ek reg lewe? Lewe wat ek nou leef is vir my voldoende. Men weet dat die pad waar jy loop is 'n breë pad en die einde daarvan is die dood. So eenvoudig is dit. Dis wat ek vanmôre sê en ek sluit, luister mooi. Ek wil sê vergewe my vanmôre, maar ek sê ek is nie spyt oor dinge wat ek gesê het in die kerk wat jou gehelp het nie. Ek het nie spyt oor dinge wat ek gesê het vir my kinders wat hulle gehelp het nie. En my lees altyd vir my kinders en my klein kinders, ek hoef nie verder leer, hulle weet wat om te doen. Hulle ken die waarheid, hulle weet wat om te doen. Julle ken die waarheid, hulle weet wat om te doen. Het is spyt dat ek op mense se tone getrap het nie, maar die waarheid julle vrygemaak. Die woord van die waarheid julle vrygemaak. Ek sê spyt daaroor dat ek baie keer hard was, want dit het baie mense se lewens ook verander. En dus kom ek sê, dis belangrik om te luister na die woord en nie jou nekkie verraad nie, maar te doen wat God se woord sê, sodat jy kan vryspring en weet as die Here jou genees, is dat wel vir jou genesing en jy kan vry uitstap, want wanneer die seun van God jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Kom ons dankie vir Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, ek bid vir u dis sissies. Bid vir elkeen vanmôre. Vir die Hebreë orkes. Dat daar bo op die balkon wil jy in die banke hieronder. Ons het duidelik gehoor. Dis wanneer die sterkie van die boodskap nog kom. Maar ek weet Here van ons is skuldig. Ons moet dit vanmôre erken. En ek wil bid en vra vanmôre dat U ons sal vergewe vir ons verkeerd kon doen, vir ons verkeerd kon optree, vir ons verkeerd dinge hanteer het. Here, vergewe ons dat ons kan regkom, want die Bybel sê as ons nie gaan doen nie, op die einde van die dag sal daar geen genesing wees vir daai persoon nie. Al wat ek vanmôre kan vra is help ons, liewe Jesus. Doen 'n wonderwerk in elkeen se hart, breek daar die bande, laat die kettinge afval, sluit op die gevangene deur dat hulle kan uitstap vry vanmôre en kan uitroep ek is vry, want God het my vrygemaak. Dis wat ek bid en vra vanmôre. En Here is getrou. Doen die werk in elkeen se lewe. Hulle is U sin. Hulle is U skape. Dat U met hulle deel. Dat U met hulle praat. Ek bid dit vanmôre, Here, omdat ek U nodig het om dit te doen. Menslik gesproke het gedoen wat ek kon doen. Maar nou is U deel wat U moet doen. Dat jy uitreik in elkeen se wonderwerk en 'n wonderwerk in elkeen se hart sal doen. Dis my gebed in Jesus naam. Na die kinders van julle sê, amen, amen. Kom ons sê dankie vir Jesus. En dan mense wat gebed nodig het, hulle wil met jou bid, die siekes of wat die geval dan